Brooke Liggett-Wood met 1000 Hallelujahs. Groot FM 90.5. 17 minute oor 7 en dit is tyd om ons ateljee gaste vir jou mense, my mense aan jou voor te stel vanoggend. En ons het 'n vol huis hier, so dit is so lekker. Die hele gesin is hier. Ma Mandy en pa Jansie en dan Jenog en Lara en ouma het ook kom kuier. Dit is so lekker om julle hier so te hê. Baie welkom. Baie dankie. Hoor hierso, Jansie, is jy 'n man van min woorde? Ek kan hom sommer sien. Hy soos ek, ons praat net baie as ons kwaad is eintlik. Ek dink julle is glad nie dieselfde nie, maar nietemin. So Mandy, vertel ons gou-gou 'n bietjie. Kom ons begin by die begin. Hoe lank is jy en Jansie nou al getroud en hoe het julle ontmoet? Jong, daai is eintlik 'n baie vinnige storie. Ja. Ons het daarom tyd. Ons is nou 18 jaar getroud, nou November gewees. Ons het die Hoekom giggel jy so? Hier is 'n lekker regtig storie baie hoor. vinnig. Ja. Ons het die Februarie ontmoet. My sussie het met sy neefie daai tyd uitgegaan. En gedog hulle dink hulle moet ons voorstel aan mekaar. En ja, toe ontmoet ons mekaar, die Julie toe ons verloof en die November toe ons getroud. Meant to be. Ja, so ons is 18 jaar nou ontmoet en getroud, so dit was vinnig. En julle het 3 kinders, vertel ons van julle gesin. Ja, ons het Mia, die oudste, sy kan ongelukkig nie hier wees nie, sy is op 'n leierskamp by Volspoor. Aha. Sy is volgende jaar in graad 12 en Lara hier langs my. Ag, praat verder. Lara kan sommer praat, gee vir haar die mic. Lara, hoe oud is jy? Ek is 15 en ek gaan volgende jaar graad 10 toe. Okay, en En watter dan- skool is jy? Ek's in Hoërskool Montana, saam met my sussie. Okay. En dan my boetie is 13, hy's graad 7 en gaan volgende jaar graad 8 toe. Okay. Oh. En jou naam is Jenog. Jy nog nou tannie Nina het so net van die lig af gevra, gaan jy bietjie gesels? Is jy stil ou? Of is jy 'n chattertjie. Ouma hierso se gesig sê hierdie ou kan praat. Nou waaroor chat jy en ouma alles? Gewoonlik as ek by haar slaap dan irriteer ek haar maar die meeste. O, regtig? Ja. Hou jy dan vir ouma uit die slaap uit of is dit nou in die dag as jy speel en daar besig is? Ouma gaan slaap in 'n geval soos 1:00 die aand. Eers 1:00. Ja. Dan sit julle Dan wat doen ouma tot 1:00? julle kyk wrestling, nê? Nee, ouma speel games op haar foon. Ouma Ouma is 'n gamer. Ouma Candy Crush tot 1:00 in die oggend. Ag nee. Nou jy nog jolly saam of speel ouma alleen? Nee, sy speel maar meeste van die tyd alleen. Is dit? So, sy speel Block Blast en daai games. Ek het geweet dit is daai games. Jy dink is net 'n vinnige ronde as jy weer sien. Kan jy Dan ook is dit sien? 1:00. Dis dit 1:00 die oggend. So Mandy, jy's gebore met 'n spiersiekte wat dokters nog nooit 'n naam voor kon gee nie. Maar vertel ons bietjie van die siekte en hoe beïnvloed dit jou? Ja, dit is ek is die oudste van 3 en net ek het dit. Ja. En ons het nooit gedink is so 'n erflike ding nie, omdat net ek en die familie dit het. Ja. Dis okay man. Jansie, nou sit jou beurt. Ja, okay. Ja, so toe ons nou ons eerste kind Mia gekry het, normaal gelyk, sy het begin kruip, maar toe sy moet begin loop, toe sien ons daar's iets nie lekker nie. Toe het ons ook nog maar by die dokters uitgekom en toe het hulle bepaal dis dieselfde spierswakheid wat sy het van haar heupe af onder toe. Hulle het gevoel in hulle bene, maar hulle kan nie die spiere beheer nie. En dis hoe kan ek sê, dit raak eintlik maar erger soos wat hulle ouer raak. Ja, dis So hulle moet- progressief. Ja, hulle moet besig bly om die spiere, jy weet, te oefen. soepel te hou of dat dit nie verkort en kwai stywer raak nie. Okay. So dis nou so dat Mandy jy's in 'n wat noem julle dit 'n shopper? Ons doen met 'n karretjie, maar dit is karretjie. eintlik 'n Shoprider, ja, soos Okay. 'n mobile 'n Ja. Shoprider. 'n mobility Rider. scoot. O, Rider. Rider. Ja. ja, so. So jy kan nie meer loop nie. Kon jy Ek loop geloop met het? krikke, Okay. maar baie moeilik, Okay. want die rug en die knie en goed wil nie, veral nie na die, ek dink is maar die gewig, kan ek maar sê, en want ek kan nie meer so baie loop met die krikke nie, en dan ook die 3 swangerskappe, dink ek, het maar sy tol geëis op die ou end.
Maar in die huis is ek maar heeltyd op hom, want dan kan ek dinge doen. Ek kan koffie aandra, ek kan kos aandra. Met die krikke of sonder krikke moet ek heeltyd vashou. So. Wat gebeur dan as jy soos vir 'n rukkie gesit het? Voel die spiere dadelik styf? Dadelik, jy moet weer bietjie rek net om mobiel te raak. Ja, en my bene swel verskriklik. Die dokters weet nie of dit limf of dit niere of dit bloedsomloop, maar Ek neem aan dit is baie frustrerend as jy kan nie 'n vinger sit op wat dit is nie. ja, dit is nogal, want kan nie gehelp word, nie kan ek maar amper baie opsit. So Jansie, jy het nou gesê die kids het dieselfde diagnose ook, maar hulle loop nog en jy het gesê hulle moet besig bly, jy weet om die spiere nou sterk te hou. So is daar sê net maar terapie of wat doen mense om dit half te keer dat dit stadiger. Ja, kyk, volgens die spesialiste, ons het 'n baie goeie ortopediese spesialis en hulle moet eintlik konstant fisioterapie kry. So ons kan dit ongelukkig nie bekostig nie. So die kinders doen maar sport. Die nog doen rolbal, hy doen cricket. Die meisie kinders swem. Okay. En dit's van die beste oefeninge is swem. Okay. En Mandy, jy's 'n wiskundeonderwyseres vir graad 10 en 12s. Is dit iets wat jy nog altyd wou doen? Eintlik nie regtig nie. Toe ek jonger was, wou ek altyd ortotika, prostetika geswat het. Ja. Die kinds arms en bene dinge. En toe het ek actually gegaan vir keuring en ek het praktiese werkswinkel wat 'n mens moes bywoon en goeters. En ek het gesaag en geboor en al my goeters en my onderhoud goed gedoen, maar op die ou end toe sê hulle dis net 'n te gevaarlike job vir iemand wat nie kan balanseer en goed nie, want die masjinerie en goeters is maar swaar, ja. En ja, toe het ek saak van gebed, want toe is ek graad 12, nou moet ek gaan swat, of ek wil gaan swat. Toe is dit van, of regte, of sielkunde, of onderwys. En ek skryf toe nou vir almal in, en soos ek sê, saak van gebed, en toe sê ek nee, die een wat eerste kering kry, is dan maar wat ek moet doen. En ek moet sê, onderwyskering het eerste gekom, en ek geniet dit verskriklik. Ja. So dit is, jy glo dit is jou doel en jou purpose en ek raak baie gelukkig. Ja, ek ook net sê, ek dink sy het al baie kinders geïnspireer ook. Deur haar dryfkrag en motivering om te doen wat eintlik baie challenging en onmoontlik is. As hy kwaad is vir jou, laat sy jou langdeling doen. Nee, ek kom maar 'n bietjie met die wiskunde. Ek is nie al gunstelik doen nie. Sy het nou gesê daai ander job was gevaarlik, maar as jy wiskunde doen soos ek, dit is net so gevaarlik, hoor, dis nie 'n goeie ding nie. Jansie, maar sê gou vir my, op die oomblik is daar nou nie aan jou kant is daar nie 'n vaste inkomste nie en jy probeer elke dag maar bietjie loswerkies doen hier en daar. Is jy gekwalifiseer as iets waarin spesialiseer jy? Watse veld sal jy graag wil ingaan as daar jy weet 'n vaste werk weer oor jou pad kom? Ja, ek het 15 jaar vir 'n facilities management company gewerk as 'n tegniese bestuurder waar ek spanne gehad het wat elektries en sekuriteitssisteme en plumbing gedoen het. So ek kan plumbing doen, ek is nie gekwalifiseer in dit nie, maar ek het saam met my pa vir jare plumbing gedoen. So ek het die kennis. Dan is ek gekwalifiseerde elektriesien, Rooiseël. Ek is ook gekwalifiseer en geregistreer by die departement van Labour, wat ook al, om elektriese heininge te doen en te sertifiseer. Ek kan sertifikaat uitreik vir dit. Okay. Ek kan 'n bietjie kameras doen en swyswerk, verwerk. Op die oomblik doen ek net maar sulke stukwerkies. Ja. En dit is ek is heeltyd besig, maar jy weet dis maar so van die hand van die mond. Ja, net niks ekstra of nie daai ekstra bietjie net om daai bietjie verligting te gee nie, né? Ja, ou gooi maar petrol in en koop 'n brood en 'n melk en dan omkostes, die volgende dag kids, toere, kampe, al daai goeders, dit moet alles nog gebeur. Ja. So in 'n perfekte wêreld, sal dit lekker wees vir jou om weer iets vas te kry, weer projekbestuurder of iets en jy weet. Ja, ek is nie bang om met my hande te werk nie, ek geniet dit ook. Solank dit net nie wiskunde is nie. Enigiets in 'n standhouding of ja, net ook om 'n bietjie stabiliteit
te bring en dalk jy weet die kids te kan help om daai fisio te kry wat hulle nodig het. Met my gesin het ek 'n vaste inkomste nodig Ja. wat ek, jy weet, beplan en kan 'n mediese fonds betaal en so, wat ons nou nie op die oomblik meer het nie. Ja. Wel, ons gaan nou weer terugkom en dan gesels ons 'n bietjie verder met Mandy en Jansie en Enoch en ek dink ons moet 'n bietjie met ouma ook chat. Ouma lyk soos 'n jollertjie. Saam met haar ook sommer 'n bietjie gesels. Maar ons is nou weer terug met ons jou mense, my mense. Gifts from God, dis Groot FM 90.5. Speakie jou mense, my mense, so op 'n Woensdag en ons het jou 'n klein bietjie vroeër voorgestel aan Mandy en aan Jansie, Enoch, Lara en ouma wat ook hierso is. Ouma se stoute gamertjie tot 1:00 in die oggend. Tannie, wat is Tannie se naam? Wilma. Tannie Wilma. Ja, Wil. Kan ek net sê ouma Wilma? Ja. Ja. So ken ons Tannie nou blykbaar. Nou hoekom jol Tannie so baie games man? Ek jol nie regtig games nie man. Kyk jy nog sy gesig. Ek kan nie slaap nie en dan jol ek net maar games, jy weet. En hy speel kaarte met my tot daai tyd. Dis lekker Ja. Knesta, wat speel julle? Nee, sommer hy's 'n boffin op ramme. Okay. Ek hoop net die Tannie leer die kinders dobbel nie, hoor? Nee, glad nie. Glad Nee, die kinders leer dobbel. Is jy nog Tannie se oogappel? Ja, ek het 2 klein seuns, albei Ja. is my oog. O, Ek het nie is dit? seuns gehad nie, ek het 3 dogters gehad. So nou geniet Tannie bietjie die seuns. Ja, baie. Nou as Ek party daar wil ek hom sy nek omdraai, maar ja, nee, ek is baie lief vir hom. Dis wat my ou seentjies is, nê? Ja. ek vermoed Tannie en die laities is bietjie stout saam. Tannie leer seker vir hulle al die kante kwaad. In my dae het ons geklei laat en geketty en Ja, dit en nee. dat en dan gee vir die kinders idees en dan Ja. kom hulle by die huis dan het hulle detensie en dan wil die ma weet hoekom en dan is dit ouma se skuld. Hulle het daarom nog nooit detensie gehad, moet ek sê. So Tannie, ek gee gou vir ons net 'n bietjie van 'n oorsig. Die familie, jy weet, as Tannie ietsie moet sê oor die eenheid. Wat sal Tannie sê? Weet jy, ons kan regtig boeke skryf oor hierdie familie. Ons sal die hele dag hier sit, maar hulle het al weer soveel gegaan en soveel wonderwerke ervaar. Julle weet nie van alles nie. Soos Mandy was al dood, sy het weer gelewe. Jansie het COVID gehad, hy was 3 maande in ICU. Hy kon nie loop nie, hy kon nie praat nie, al daai dinge. Hy het reggekom weer. Lara het 'n gewas op die brein gehad, het gesê sy gaan doodgaan of blind wees. En hier sit Lara pragtig. Sy het 'n shunt in, ja, forever, en sy is al weer geopereer daarna. Ja. Wat hy verstop het, want hy was te kort geraak. En Enoch is maar Enoch. Maar hulle en Mia was nou nie hier nie. Hulle is al 3 akademies baie sterk en hy hou net nie baie van leer nie, maar hy is ook sterk dan. En hulle doen alles wat hulle kan doen met hierdie ywer en hulle het absoluut hierdie. En Jan sê, hy weet my man het toe ons ontmoet het, want ons het gedink Februarie, Julie, November al gebeur. En hy het altyd gesê hy voel partykeer net of hy hom bietjie wil aanhelp. Hy is bietjie stadig, jy weet. Maar met tyd het hy gesê, ons hoed vir hom af, want om met 4. Julle moet ons sien op 'n strand om te kry, om daar te kom en in te kom en wat hy als vir hulle doen en beteken regtig nie hulle is regtig vir almal inspirasie. Oral waar jy kom, hoor jy dit, jy weet. En Mandy wil 'n boek skryf, maar sy kom nie by die boek uit nie en almal, hoeveel mense het al gestop en sê hulle, hoor jy moet 'n boek skryf. Ja. So Mandy gaan nog daarby uitkom. Ja, sy gaan nog 'n storie en haar testimonie vertel. Ek weet dit. En sy droom van 'n bussie, ons glo sy gaan nog daai bussie kry, want dit is nogal moeilik met die karretjie en al die krikke en al die dinge. Julle is baie. Ja. Ja. Nee, hulle is regtig vir ons inspirasie, vir ons hele familie en nie net familie nie, by die skool. Ek meen Mia was ook nou weer die Monty van die jaar. Ja. Jy weet, en Lara, as hulle haar sien by die skool, almal gaan na haar toe met hulle probleme en nee, hulle is regtig 'n voorbeeld vir almal. Nee, en ons sit hier in die studio en ons sien dit. Ons sien hoe spesiaal julle is. En so behalwe nou vir Jansie se werk waarvoor ons saam met julle vertrou, nê. Daai vaste werk. Ons glo saam met julle. Maar is een van die grootste behoeftes
as 'n gesin en vir jou ook Mandy is 'n nuwer en 'n groter en 'n meer geskikte mobiliteitstoestel. En wat ek gehoor het is daar's 'n backup buddy gestig met 'n doelwitbedrag van R50,000 want ons het al so baie stories gedoen oor rolstoele en mobiliteitstoestelle en ons weet dit is nie goedkoop nie. Maar ja, die geld daar kom nogal stadig in. En ons het darm baie goeie vriende daar by Wheelchairs on the Run en hulle het ons gehelp om die beste mobiliteitstoestel vir jou te gee, Mandy. So Groot FM 90.5 het betaal vir daai rolstoel saam met Ika met Medical wat maandeliks vir ons 'n bydrae lewer. Dankie aan hulle. Maar daai mobiliteitstoestel is betaal en hy's op pad na julle toe. Na jou huis toe, Mandy. Ja, ek gaan sommer vir haar antwoord. Ek dink jy gaan moet hoor. Ja, die karretjie wat sy nou het ek al 'n ander motor ingebou. Ek het al wielietjies gemaak pas en skakelaars. En ons het hom gekry as geskenk by 'n suster wat vir die kinders by die hospitaal oor hulle was. Baie lieflike mens ook en dit was haar skoonma en hy was toe ook al amper 10 jaar oud. En ek bly hom nou maar patch, maar die goed het, sy gebruik hom elke dag. Ja, dat is maar 'n lifespan soos wat hulle sê Ja, met die goeders. jy kan nou batterye insit, dit hou nie eens 3 maande nie. Ja. Dit is bedrading en goeders, hy val uit mekaar uit. Gelukkig is Hy jy kan goed nie met meer jou nie. hande. Ja, so Maar nou- ek hou hom in die gang, maar hy wil Anders nie, het daai soos op die torretjie oomblik, gaan staan langs die pad. hy hou so 15 minute en dan is die battery. O, regtig? Ja. Ja. Wel, nou het jy weer wiele, Mandy. En nou, Baie dankie. nou kan jy jou hande iewers anders aanwend, Jan. Hoor hierso maar soos wat Nenny gesê het, ons vertrou en geloof en ons weet daai werksgeleentheid, vaste werksgeleentheid, Jansie gaan vir jou oor die pad kom. Julle is ongelooflik inspirerend. Die kids is beautiful, hulle is oulik. Ouma's cute. Jy weet, wat wil 'n mens meer hê as dit? Maar ja, ek dink die belangrikste is bly julle net almal lief vir mekaar en bly julle lief vir die Here en hou aan vertrou en hou aan bid. Want goeie goed gebeur met goeie mense. So, dankie dat julle hier so was. Dankie aan ons vriende by Wheelchairs on the Run. En dan ook Ika met Medical. Ja, natuurlik. En moenie worry, ons laai hom dan by julle huis af en dan kan julle daar gaan gadgets en al daai goedjies en kyk wat julle wil oordra aan al daai lekker goedjies, maar ons hoop regtig dat dit net dinge vir jou gaan makliker maak sodat jy net kan doen wat jy moet doen. Baie dankie. Ek waardeer dit regtig. So dit is ons jou mense, my mense vir vandag en as jy dit gemis het, ons sal dit natuurlik op ons Groot FM YouTube kanaal sit dat jy die storie na die tyd weer kan gaan kyk, maar ons sal volgende week Woensdag, ek dink dit is die laaste jou mense, my mense Ja. vir die jaar.